hoofstuk 16 van vers 1 af. 1 Kronieke 16 van vers 1 af. Die ark van die Here, daar die houtkus, wat in die tabernakel en later in die tempel ook gestaan het, is vir 'n lang tyd in Filistynse gebied gewees, en Dawid het voorbereidings laat tref om die ark te laat haal, en dan lees ons hierdie geskiedenis. 1 Kronieke 16 van vers 1 af. Die Lewiete het die ark van God ingebring en het neergesit binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Daarna het hulle vir God brandoffers en maaltydoffers gebring. Nadat Dawid klaar 'n brandoffer en 'n maaltydoffer gebring het, het hy die volk geseën in die naam van die Here. Hy het aan elke Israeliet man en vrou 'n ringbrood, 'n bietjie dadels en 'n tros rosientjies laat uitdeel. Hy het ook vir die Lewiete aangewys om voor die ark van die Here diens te doen. Hulle moes die Here, die God van Israel, roem en loof en prys. Asaf was die leier, Sagaria was tweede in bevel, verder was daar Jeiel, Semiramot, Jegiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeiel, almal met harpe en liere. Asaf het die simbale geslaan. Die priesters Benaja en Jagasiel het aanhoudend op die trompette geblaas voor die verbondsark van God uit. Dit was op daardie selfde dag dat Dawid die eerste keer die loof die Here deur Asaf en sy amptsgenote laat sing het. Dan volg hier die lied wat vir die eerste keer gesing is, wat sy naam die loof die Here was. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle, nageslag van Israel, sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitgekies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Onthou, sy verbond is vir altyd. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak. Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging, vir Israel as 'n verbond wat altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou, as grondgebied en eiendom. Al is julle maar min, net 'n paar mense en vreemdelinge in die land. Toe hulle van volk na volk geswerf het, van gebied van die een volk na die van 'n ander, het hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie. En hy het selfs konings ter wille van hulle gewaarsku, moenie aan my gesalfdes raak nie, moenie my profete kwaad aandoen nie. Sing tot eer van die Here, almal op aarde, verkondig elke dag sy reddingsdade, vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe. Ontzagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit, krag en vreugde vul die plek waar hy is. Prys die Here alle volke, prys die Here om sy eer en mag, prys die Here om die eer van sy naam. Kom na hom toe, bring vir hom offers. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom,
almal op aarde. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Hulle moet onder die nasies verkondig, die Here regeer. Die see en alles wat daarin is moet druis, die veld en alles daarop moet jubel. Die bome en die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Julle moet sê, red ons, o God, ons verlosser. Maak ons by mekaar. Red ons van die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons in u lof kan verheug. Aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe, van ewigheid tot ewigheid. Toe het die hele volk gesê, Amen, prys die Here. Dawid het vir Asaf en sy amptsgenote daar voor die verbondsark van die Here laat bly, om voltyds voor die ark diens te doen, soos dit van dag tot dag nodig sou wees. Ons lees tot daar, ons neem eintlik hier die hele lied as teks. Ek herhaal vers 8. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. En vers 35, julle moet sê, red ons, o God, ons verlosser, maak ons by mekaar, red ons van die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons in u lof kan verheug. Geliefdes in die Here, 5 jaar gelede het die coronavirus pandemie oor ons land en oor die wêreld gespoel. Ja, COVID-19 het uitgebreek. Dit was 'n bitter swaar tyd vir van ons lidmate en vir die gemeente. Van ons lidmate het baie ernstig siek geword. Sommige het gesterf. En ons het allerhande inperkings beleef. Sommige van die inperkings was belaglik, as ons nou by nabaat daaraan dink. Vir die gemeente was dit nie net die siekte en die dood van lidmate wat 'n beproewing was nie, maar ook die feit dat ons vir weke aan een nie eredienste kon hou nie. Ja, ook die feit dat 'n hele paar lidmate sy erediens bywoning na die pandemie nie weer na normaal teruggekeer het nie. Onthou jy nog, ons moes tuis bly, ons kon nie die Here verheerlik in eredienste nie, ons moes tuis bly tydens verskeie hoogtepunte in die Christelike jaar, Paasfees, Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, ons moes nagmaal uitstel, Hemelvaart en Pinkstersondag het sonder eredienste verbygegaan. Vir lang tye aan een het daar geen lofliedere vir die Here opgeklink uit hierdie gebou en uit die samekoms van die gemeente nie. In die tyd het ons na die eredienste en na mekaar verlang. 5 jaar later, nou, is ons lankal weer vry om die Here te dien in eredienste. Maar sommige kom steeds net af en toe en sommige glad nie. En daarom moet ons vanoggend vra, hoekom is dit belangrik om openbare eredienste te hou? Hoekom is dit belangrik om saam te kom as die liggaam van Christus in fisiese eredienste? Kan ons nie maar elke Sondag lekker voor die TV sit of op ons selfone na 'n prediker kyk wat in elk geval dalk beter preek as ons dominee nie? Nee. God se plan is dat sy kinders in die openbaar saamkom om hom openlik te dien. God sê byvoorbeeld in Hebreërs 10 vers 25,
dat ons nie moet wegbly van die samekomste van die gemeente nie, maar mekaar eerder moet aanmoedig om die eredienste by te woon. En dit des te meer na mate ons die oordeelsdag sien naderkom. Ons het juis ook 2 weke gelede 'n preek gehoor uit Nehemia 13 wat dit beklemtoon het dat erediensbywoning uit dankbaarheid 'n opdrag van die Here is in die 4de gebod. Maar iets wat ons maklik vergeet en wat ons maklik miskyk, is die feit dat die Here ons red sodat ons hom openlik sal dien. Ons word nie gered om hemel toe te gaan, soos wat baie mense dink nie. Dis die vrug van die verlossing in Christus, die ewige heerlikheid. Omdat hy vir ons sondes betaal het, ontvang ons sonder verdienste, alleen uit genade, die ewige lewe. Dit is die heerlike vrug van ons verlossing. Maar wat is die doel waarvoor ons gered word? Ons teks sê in vers 35, julle moet sê, red ons o God ons verlosser, maak ons bymekaar, red ons van die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons in u lof kan verheug. Israel word hier beveel dat wanneer vyandige volke hulle bedreig, hulle die Here moet aanroep en moet bid, red ons o God ons verlosser, maak ons bymekaar, red ons van die nasies, dat, met ander woorde, sodat ons u heilige naam kan loof en ons in u lof kan verheug. Hoekom? Wat is die rede waarom die Here hulle moet red? Die doel is baie duidelik, dat ons u heilige naam kan loof en ons in die lof kan verheug. Die doel is dat ons die heilige naam kan loof en ons in die lof kan verheug. God moet onderdane hê wat hom loof en hulle in sy lof verheug. Onderdane wat hom verheerlik. So ook moet Christus onderdane hê wat hom dien en verheerlik. Daarom moet ons bid, red ons o God ons verlosser, maak ons bymekaar, red ons van ons sonde, hou ons veilig, sodat ons u heilige naam kan loof en in u lof ons kan verheug. Jesus Christus is die groot koning oor alles en almal. Daarom moet sy kerk ook gereeld bymekaar kom om sy heilige naam te loof en hulle in sy lof te verheug. En daarom is ons ook vanoggend hier, om die Here openlik te dien in die erediens en ons in sy lof te verheug. Dit is waarvoor hy ons van ons sonde verlos het. Hy wil verloste, vrygespreekte mense hê, wat hom openlik, met groot dankbaarheid en met feesvreugde, elke dag van hulle lewe verheerlik, en veral ook in die erediens. Ja, al is ons dalk 'n ou klein klompie vandag, word die Here vandag verheerlik in hierdie erediens. Dit is waarvoor ons van ons sonde verlos is, om juist dit te doen. Hebreërs 9 vers 14 beamoed dit. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Waarvoor? Sodat ons die lewende God kan dien. Dit bring ons by die vraag, wat was die agtergrond van 1 Kronieke 16? Wel, die verbondsark van die Here was verlang in Filistynse gebied en Dawid het die ark laat haal. Hierdie houtkis was die simbool daarvan dat God self tussen sy volk woon. En daarom het Dawid hierdie loflied laat sing.
nou dat die verbondsark weer in Jerusalem was. God was weer simbolies teenwoordig onder sy volk. En daarom kom die volk bymekaar om die Here te dien en word daar gesing van die heerlikheid van die erediens. Ja, ons het reeds aandag gegee aan die feit dat God juis sy kinders red sodat hulle hom sal dien. Maar wat kan ons nog aflei van die feit dat ons God openlik moet dien in die erediens, maar ook elke dag in ons lewe? Geliefdes, ons kan heel wat aflei oor die wese van die erediens en die gelowige se lewe uit hierdie lied. Ons fokus vandag net op 3 dinge waarvoor die Here ons gered het. 3 opdragte aan ons as verlostes in Christus. Loof en verheerlik die Here, verkondig hom, onderwerp jou aan hom as jou koning. Elke dag van jou lewe en in elke moontlike erediens. Eerstens, loof die Here. Hierdie loflied is vol daarvan dat ons die Here moet loof, ook openlik in eredienste. Hoor maar hoe baie kry ons die oproep om die Here te loof in hierdie lied. Vers 8. Loof die Here, roep hom aan. 9 en 10. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van sy magtige dade, roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Vers 23. Sing tot eer van die Here almal op aarde. 25. Die Here is groot, al die lof kom hom toe, ontzagwekkend is hy bo al die gode. 28 tot 30. Prys die Here, alle volke, prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Dan vers 34 tot 36. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Julle moet sê, red ons o God ons verlosser, maak ons bymekaar, red ons van die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons in u lof kan verheug. Aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe, van ewigheid tot ewigheid. Nou geliefdes, een van die wonderlikste maniere om die naam van die Here te prys, is deur tot eer van die Here te sing. Sing lofpsalms in die erediens, met huisgodsdiens, in die Bybelstudiegroep, as jy in jou motor ry. Sing wanneer en waar jy kan lofpsalms. Dit is een van die heerlikste maniere om die Here te loof en waardeur jy jou in sy lof kan verheug. Dink aan wat jy sing, terwyl jy sing. Want in die erediens sing ons as 'n gereformeerde kerk die woord van God. Al ken jy die psalm dalk hoe goed, konsentreer weer 'n slag op die woorde, op wat ons sing. En leef ook so dat jou hele lewe 'n loflied tot eer van die Here sal wees. Loof die Here, prys hom met liedere, prys die Here ook in jou gebede, maar prys die Here ook in alles wat jy sê en doen en dink. Dit behoort die hoofdoel van ons lewens te wees, want dit is waarvoor God ons gemaak het en waarvoor hy ons gered het, om hom te verheerlik en te prys met 'n dankbare en 'n gehoorsame en 'n diensbare lewe, en ook in elke moontlike erediens. Baie ander psalms bevat net soos ons teks oproepe aan die volk om die Here in die erediens te kom dien. Psalm 135 vers 1 tot 3 sê, prys die Here, prys die naam van die Here, prys hom, dienaars van die Here. Julle wat in die tempel van die Here staan, in die voorhowe van die tempel van ons God. Prys die Here, want die Here is goed. Sing tot eer van sy lieflike naam. Of Psalm 100, wat ons so pas gesing het.
Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Ons is syne, sy volk, sy eie kudde. Gaan deur sy poorte in met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Hoor ook die gesindheid van die digter van Psalm 84. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel voor die lewende God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. In Psalm 84 vers 6, dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Liefdes, die vraag is, het die Here ons nie destyds dalk verhinder in daardie tyd van inperking om eredienste by te woon, sodat ons weer sal besef hoe groot voorreg dit is om verlos te wees om die Here te dien, ook in eredienste. Het ons nie dalk toe hierdie voorreg as vanselfsprekend aanvaar, daarom het ons nie ten volle daarvan gebruik gemaak nie? Dalk het sommige van ons alweer vergeet dat hierdie voorreg om in eredienste saam te kom weer van ons weggeneem kan word. Nog 'n manier waarop ons God se naam moet heilig is deur offers aan hom te bring. Vers 29 sê, prys die Here om die eer van sy naam, kom na hom toe, bring vir hom offers, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Destyds wanneer 'n dier geoffer is dit heeltemal in beslag geneem. Dit is doodgemaak, geslag, altaar gelê en aan die brand gesteek. Dis geheel en al aan God gegee. Omdat God my verlos het en ek hom bo alles liefhet, moet ek myself aan God offer, geheel en al. Ek moet hom verheerlik deur my hele lewe aan hom toe te wy. Nou vra hy nie dat ek myself moet doodmaak nie. Nee, Jesus Christus is klaar in my plek geoffer, doodgemaak. Nee, hy vra nou dat ek vir hom sal lewe, dat ek 'n lewende offer sal wees. Deur myself aan hom te wy, bewys ek my dankbaarheid vir sy groot ontferming in Christus. Nou leef ek nie meer vir myself nie. Ek is 'n offer wat heeltemal in beslag geneem word in God se diens. Ek vereer hom nou in alles wat ek doen. My hele lewe moet godsdiens wees. Godsdiens wat God verheerlik. Dis tog waarvoor hy my gemaak het. En dis hoekom hy my in Christus verlos het, sodat ek myself as 'n dankoffer aan hom sal toewy. Ek self moet 'n offer aan die Here wees. My tyd moet 'n offer aan die Here wees. My beroep moet 'n offer aan die Here wees. My ontspanning, my besittings, my gawes, alles moet 'n offer aan die Here wees. So en so alleen sal my hele lewe godsdiens wees wat God verheerlik. Dit sluit natuurlik ook in dat ek dankoffers sal gee, juis sodat die openbare erediens in stand gehou kan word. Ons het mos in die reeks preke uit Nehemia gehoor van die verval van die erediens, toe die volk nie meer offers gegee het, sodat die eredienste kon voortgaan nie. Die tweede aspek waarin ons kortliks aandag gee, is dat God ons verlos het, nou nie net om hom te dien en te verheerlik nie, maar ook om hom
te verkondig. Vers 8. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Vers 9. Sing liedere tot sy eer, vertel van sy magtige dade. 24, 23 en 24. Verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Vers 31. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Hulle moet onder die nasies verkondig, die Here regeer. Juis hier in die erediens word God se woord verkondig en elkeen van ons moet die woord verder verkondig in die week. So verheerlik ons as verlostes God se naam deur sy woord uit te dra, deur ander van hom te vertel. Geliefdes, baie mense dink die opdrag om God se woord uit te dra het eers in die Nuwe Testamentiese tyd gekom. Maar die Ou Testament het al gesê, verkondig elke dag sy reddingsdade, vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Hulle moet onder die nasies verkondig, die Here regeer. Ja, die hele Bybel, die Ou en die Nuwe Testament sê, God se woord moet in die erediens verkondig word, en my lewe en woorde moet ook 'n getuienis wees wat die drie-enige God verkondig. Ek moet aktief betrokke wees by die uitdra van God se woord. Die laaste aspek waaraan ons aandag gee is, God het ons verlos, sodat ons aan hom sal onderwerp as ons koning. Verloste mense erken God se regering oor hulle en hulle onderwerp hulle aan sy koningskap. Vers 14 sê, hy die Here is ons God, sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Letterlik staan daar, sy oordeele is oor die hele aarde. Want hy is die verhewe koning, wat die wêreld sal oordeel. Maar ons hoef nie vir sy oordeel te vrees nie. Nee, vers 15 tot 17 herinner ons daaraan, dat God 'n ewige verbond met ons gesluit het. Onthou, sy verbond is vir altyd staan daar. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het. Sy eed aan Isak. Hy het vir Jakob dit bevestig as 'n vaste toesegging. Vir Israel as verbond wat altyd sal bly bestaan. Ons kom juis in die erediens bymekaar om ons koning te dien en om te hoor wat sy bevele aan ons, sy onderdane is. Ons onderwerp ons aan ons koning deur sy woord te gehoorsaam. Ons koning is selfs hoër as die afgode van die volke. Ja, van vers 25 af lees ons, die Here is groot, al die lof toe kom hom toe. Ontzagwekkend is hy bo al die gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en vreugde vul die plek waar hy is. En daarom sê vers 30 en 31, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Hulle moet onder die nasies verkondig, die Here regeer. Hy is die koning. Hy regeer. Die see en alles wat daarin is, wat daarin druis, die veld en alles daarop moet jubel, die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Die Here sal oor die volke regverdig oordeel.
Ons moet dus aan almal verkondig dat daar 'n eindoordeel sal wees, en self moet ons dit ook verwag. Vers 33 sê, hy kom om oor die aarde te heers. Dit is beide 'n Kersaankondiging en 'n wederkomsaankondiging. Die Messias sou kom, en hy het al, en mens geword. Daarna, aan die einde van alles op aarde, kom hy weer. Dit is waarvoor ons nou wag. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy het beloof om weer te kom, en dan, weet ons, sal die ewige lewe in sy volheid en in sy heerlikheid vir ons aanbreek. Ons weet, Jesus Christus kom weer. Ek glo dit met my hele hart, en ek verwag sy koms met groot afwagting. So verheerlik ek ook sy naam. Geliefdes, nou mag dit dalk nie die moeite werd lyk om 'n gelowige te wees nie, om jou hele fokus op die Here te plaas nie, om hom in alles, ook in eredienste te verheerlik en te verkondig en te verwag, en om jou aan sy koningskap te onderwerp nie, om jouself aan die Here en vir jou medemens op te offer nie. Maar wanneer Jesus weer kom, en ek die ewige lewe in sy heerlikheid beerwe, dan sal ek weet, dit was alles die moeite werd. Dit was die spot en die verkleinering en die opofferings wat ek van jongs af in my diens aan die Here gemaak het, uit en uit werd. En daarom is my voorneme vir die res van hierdie jaar, om die Here te verheerlik. In my lewe en in die eredienste, met sang en dankoffers, om ander van die Here te vertel, en om my aan sy koningskap te onderwerp, en om hom te verwag. Ek weet immers, dit is waarvoor Jesus Christus my verlos het. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons opnuut weer kan besef dat dit 'n heerlike voorreg is om u kinders te wees. Ja, dat ons kan uitsien na die ewige heerlikheid wat Jesus Christus vir ons verdien het. Maar dat dit die vrug van ons verlossing is. Dat die doel is, dat u ons gered het om u te dien, om u naam te verheerlik, in ons lewens, maar ook in die eredienste, met sang en dankoffers, ook deur ander van u te vertel, en om ons dan aan u koningskap te onderwerp, u woord aan alles te gehoorsaam, en om u seun Jesus Christus as die groot koning uit die hemel te verwag. Uit onsself weet ons, sal ons dit nooit reg kry nie. Daarom bid ons dat u in ons sal werk, kragtig, deur u woord en deur u Heilige Gees, tot eer van u heilige naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die diakens om die liefdesgawes in te samel.
Ons slotsang is Psalm 99 vers 1, 4 en 5. God die Heer regeer. Weef oor volke eer die God wat troon waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel. Aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe. Psalm 99 vers 1, 4 en 5. En bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.